Welkom by Praat 'n bietjie Bos. Vandag praat ons bietjie oor die beheer van besembos met Meseview aanspanne. Hallo luisteraars of kykke. ICSI, soos hy nou in Grootfontein hopelik en sekerlik al bekend is nou ook betrokke geraak met die drones in bosbestryding. Het sy blaarbespuiting of het sy handtoediening met rangefinder en blaarbespuiting met Meseview. Het hulle nou ook genoodsaak om aanspanne in te sit om die nodige nasorgprogramme te bied wat hand aan hand gaan met bosbeheer. So ons het nou dit goed gedink om Praat 'n bietjie Bos paar episodes in 'n jaar te maak om ons ondervinding en vordering en foute en bietjie suksesse te deel met julle, want vir ICSI om alles te doen self is 'n onbegonne taak en voel die aandeelhouers ook om die produsent self te bemagtig om het sy deur hulle eie drones of eie handspanne. Ons deel graag die inligting, want dit is eintlik 'n universele probleem wat elke boer in Namibië ondervind in die noorde veral. So ons deel graag hier waar ons nou is. Het ons laas jaar 2025 Maart maand hierdie deel, dis 'n 100 hektaar kamp, het die produsent ontbos 'n klompie jare terug deur te sleep. En maar wat ons al sien met stukke wat hierdie seker neem ek aan 2023 gesleep. En maar wat ons nou gesien het wat dele in 2025 gesleep is nou met hierdie goeie reënjaar van laas jaar, die matige winter wat nie straal was nie en die vroeë reëns van 2025 September, Oktober, November, Desember het die gesleepte dele geweldig ontplof in terme van hergroei en nuwe saailinge. Nou, hierdie kamp het nogal, ek dink omdat hy bietjie in 'n droër tyd gedoen is, die sleepaksie baie beter resultate gehad, maar soos jy weet sal 'n sleepaksie op 'n besembos wat nou hier by ons staan nie 'n groot effek het nie, want sy lote is te slap en hy breek nie uit die grond uit nie. Nou, hier is 'n taamlike populasie. Al hierdie donker bosse wat so regop staan, wat so swart lyk, is alles besembos. En hier is omtrent 100% sukses behaal op die besembos, wat volgens vorige persepsies en ondervinding nie regtig beheerbaar is met 'n blaarbespuiting nie. Nou die aanvanklike ons doen altyd 'n opvolgbespuiting, veral op besembos, want hy vrek nie altyd 100% nie. Hier was seker 'n 80% of 'n 75% beheer op besembos met die eerste bespuiting. Maar die probleem wat ons gehad het, ons het nie geweet of hulle nog besig is om te vrek en of hulle besig is om te herstel nie. Toe doen ons in elk geval 'n tweede bespuiting. En ek voel met nasorg, enige nasorg, na ontbossing het sy op watter manier. Die nasorg het 'n opvolgaksie nodig, want mens werk met mense wat nie gerekenariseerd is nie, so daar bly altyd die gedeeltes van 'n bos of 'n hele bos agter, maar veral met die besembos, 'n deel van die besembos vrek, maar 'n deel nie. So hierdie is maar net om uit te wys, hierdie besembos of hierdie almal het gechop. Eerste keer 75% waarskynlik. En die groen dele wat oorgebly het,
het heeltemal gechop met 'n tweede bespuiting. En soos ons almal weet of al gesien het, die herstel, of wat ons nog nie gesien het, is die herstel van die klimaksgrasse waar 'n besembos gevrek het. Binne in die bos is daar nooit iets anders nie. Reg rondom die bos is daar ook nooit grasse nie. Maar kyk wat het hier gebeur. Binne 'n jaar, binne in hierdie dooie populasie van die besembos. Absoluut wonderlik.